geleentheid en vir ander redes. Maar ons bereid sommer vir julle met die grootste opgewondenheid sê baie welkom hier. En mag dit regtig nie, mag dit sal 'n geseënde diens wees, mag die Here net jou hart ook daarvoor voorberei. Ek wil regtig sommer begin daar by Jacques en Michelle Harrington. En nou moet ek vinnig dink, Gemma, hulle dogtertjie, en hulle seentjie Miller, en die enetjie wat gedoop gaan word is Ben. En dan sit Oupa Klem daar saam met Jana, en dan ouma Alma, wat ook gekom het, so ons wil vir julle ook sê, sommer net baie welkom. Saam met die res van die familie, mag dit 'n regtig geseënde dag wees. En dan hier voor my, wil ek begin met Lorette en met Jaco. Julle tweetjies nou van Natal af, nee, eintlik is julle so tussen Johannesburg en Natal, ek weet nie waar eers nie, maar julle is 'n transie, nee. Hulle sien die Jacques wat gedoop gaan word. En dan is hier twee oupas, oupa Fani en oupa Chris, en ouma en oupa Kobus en Susan daar van word, en Elisabeth Kosen, of julle ook sê baie welkom. En dan Piet en Jolanda, hulle wat hulle dogtertjie ook ten doop bring, en ou Chris wat al hier gedoop is, en die Anay wat hier gedoop is, en nou is dit Susan wat hier gedoop gaan word. So ons wil sommer net vir julle families en almal vir julle sê baie welkom. Weet jy, ek het dit verlede Sondag hier gesê, en 'n paar van julle daarop gereageer, deur te sê, wie ek het net voorop besef, dis nie so vanselfsprekend om hier te sit. Dis 'n wonderlike voorreg om gesond te kan wees, om te kan hoor, te kan sien, te kan hoor, al hierdie dinge, vir alles 'n mens moet dink aan talle mense wat hier kon wees, maar nie wil wees nie, en talle mense wat hier wil wees, maar nie hier kan wees nie. So, mag dit vir julle almal 'n besonderse geseënde tyd wees. Ek vir almal van julle hier in die moederskamer. Ek sê julle sit nog deesdae donker. Maar in elk geval, en so hier by halftyd, hier by pause, dan sy leeg. Dit lyk vir die kinders wat julle vat vir 'n breek. Nou mag, baie welkom. Ek wil graag sommer ook in 'n paar interessante afkondigings. Ons het die wonderlike voorreg om oor 2 weke 'n tweede predikant in die gemeente te ontvang. En ons wil graag vra, my vrou het gesê, die vroue wat wil help met die predikant se ontvangs, Johan Visser en sy vrou Nicola, wat die 28ste Februarie hier bevestig word, die dan vra dat al die vroue, en as daar mans is wat wil help om, dat julle na kerk se brief net sal agterbly, nie daar waar, so nie by die kansel, waar wil julle hê? Hier by die kansel. En dat julle gaan kom 'n bietjie koppe by mekaar sit, daar sal 'n pragtige klomp vrywilligers wat hulle hande opgesteek het om te help, en ons gaan ook dan, wil ons weer vra om ook vir julle daarmee te kom help. Dan is dit ook reg dat ons die lief en die leed met mekaar moet deel. Om Christo Meetling, van wie ons hier voorbeeld gevra het, om Christo is toe gisteroggend 8:45 oorlede, maar 'n lang siekte. Mense, ek kon nie verstaan dat 'n mens eintlik nog so by jou verstand is en selfs nog sterk is, maar hulle kan niks meer vir jou doen nie. Kobus, om Christo is gister oorlede. Dan, ons moet ook vir mekaar 'n bietjie wondere met mekaar deel. Annemarie Kleinhans het 'n rugoperasie ondergaan so 'n week gelede. Rudy, ek weet nie of hy vandag hier is, maar Annemarie sê dis 'n wonderwerk in haar liggaam. Sy's regtig na maande is sy pynloos, en soos ek verstaan, het sy nie eens pynstillers wat sy gebruik nie. So dank die Here vir die sukses agter daardie operasie, en een van ons gemeentelede het ook die operasie uitgevoer, so ons dank die Here ook vir daardie gawes wat hy uitgedeel het. Nog 'n wonderwerk is Paul Radfin. Om Paul het 'n beroerte gehad, ek het vir julle vertel dat hy druk is in sy kop, sy bloed kon nie suurstof opneem nie. Ons was regtig maar bekommerd oor Paul. Toe ek maandag na Sondag by hom kom, toe word hy ontslaan. Hy is omtrent perfris en gesond. Net om vir julle te sê, die Here leef. Ek was nou Vrydag by 'n begrafnis in Middelburg, en gister het ons van ouma Raaitjie hier begrawe, haar roudiens hier gehou, en dan ter aarde bestel in Wildfontein. En ek moet vir julle sê, weet julle, ja, dis 'n mooi gesprek wat ons gehad het op pad terug. Toe vra iemand vir my, doen die Christendom in Suid-Afrika goed? Toe sê ek, wel, kom ek stel het so, in Suid-Afrika praat ons nog oor die woord, en ons beklein oor die woord van die Here, en ons verskil oor die woord van die Here. Maar as ek kyk na wat die Here doen, en as ek kyk na wat vandag hier sit, en ek dink aan die begrafnisse, dan is die Here met ons besig.
En as jy nou op buiteland toe gaan terwille van jou kinders, sê iemand vir my, nee, ek bly net hier terwille van my kinders, want dis hier waar my kinders die Here leer ken. Halleluja, nee. Halleluja, ons land is nie net sleg nie, hier is wonderlike geleenthede vir ons al. Ek dink ek gaan daarmee volstaan. Ek dink die ander afkondigings gaan hier oor die kolektiwiteit met die deel. Ek moet dit met die deel, want dit is mooi dinge, dit is wonderwerk dinge. Ag, kom ek deel met julle. Ons het 4 geestelike leiers het ons gekies. Gerard, waar Gerard nou sit, Gerard Skeepers. Ons het ook vir Renée Vosloo gekies, ook vir Toekie Visser en ook vir Emmy Besuider. Verlede Sondag net daar die diens met die RGL. Ons dank die Here vir julle, ons weet julle gaan daaroor bid en ons glo dat die Here vir julle lewende roeping sal gee om as geestelike leiers in die gemeente te dien. Ek wil ook graag vir julle dit noem dat ons is baie dankbaar vir die gebedsbediening en die week van gebed wat hulle gedeel het. Hier is 'n interessante vibrasie in die gemeenskap aan die gang. Ek weet nie of julle dit beleef nie, ek sien dit daar by my huis, stap die ouens nou stadig verby en nou een aand laat loop uitstorm te wonder, maar wie bid vanaand vir my in die gebedswandeling? Toe is dit iemand met wie ek 'n heerlike gesprek kon aankloop, 'n jong swart man, en prys die Here, daar's wonderlike geleenthede. Ek wil ook graag vir julle sê dat ons voorlopig, die vrouekamp is die 4de tot die 6de Maart. Wat is sy naam hier dan? Johan Smit daar van Orletta Park, hy tree op en daar hoor by ons almal 'n groot opgewondenheid te wees. Hy preek ook die 6de Maart hier, gaan ek ook die woord hier bedien. En dan vanmiddag 5uur die Wepener Kosprojek, al die mense wat daarbey betrokke geraak, vanmiddag 5uur net tot 6uur, waar ons gaan die vergadering se tyd beperk. En dan wil ek graag vir julle ook dit sê. Ons kan nie net geldsake praat nie, maar kom ons deel dit met mekaar. Luister, julle weet dat ons nou al 'n jaar of 2 loop met die vergroting van hierdie fasiliteite wat nie aan ons behoort. Die Here het ons 'n wonderlike inspirasie gegee, dis dat ons nie 'n saal meer aan die ooste kant gaan bou nie, want dit gaan ons kinders se speelplek baie benadeel. Agter by die tennisbane sou ons 'n konsistorie bou. Daai konsistorie, as ons nou goedkeuring kry daarvoor, word die konsistorie vir 'n saal vergroot tot 'n saal. Daar gaan die laerskoolkinders bedien word met die woord van die Here. Daar gaan die kleuters bedien word. En ons is opgewonde hiervoor. Tot so mate, en nou moet julle hoor, het verlede jaar finansiëel so goed presteer, dat die kans dat ons daardie 1,8 miljoen rand kan betaal, is amper 99% groot. En ons sê vir die Here dankie daarvoor. As ek by die finansies kom, wil ek vir u sê, ons wil nie die Here se seën net daaraan koppel nie, maar ons was met ons begroting redelik onder druk die hele jaar. En toe die jaar sluit, het u 16% meer bygedra as die vorige jaar. En het u 32% hoër begroting gedien as die jaar van tevore, van 2014. So ons wil vir u sê, geliefdes, die Here voorsien en hy gebruik vir ons en jy moet opgewonde wees daaroor. Dis deel van ons getuienis dat die Here werklik waar besig is met mooi dinge hier onder ons. Vir ons besoekers, ons wil graag die hele saal swai en al sulke werklike dinge, ons wil ons kinders akkommodeer. So ek wil vir u sê, gemeente, as jy dit nie hardop wil sê, jy sê dit net in jou hart, prys die Here. Dis nie wat selfsprekend nie. Dan wil ek graag vir Connie en vir Laura. Hulle twee is net soos André en Alet, Jurgens. Hulle twee die gemeente jarelang gedien. Het ook die Hemelkruis kerk gebou, saam met die burger hulle gebou. En Connie en Laura, hulle trek af seën. Nou waarom dit verstaan ek nie? Jy weet, iemand het eendag my gesê, jy weet, daar moes alles, selfs jy verstaan, so Connie sterk. Maar ons wil regtig vir julle sê, baie sterk, baie sien op julle. Ons weet, julle gaan die Here daar dien, en dis vir ons genoeg om dit te weet. Ek kan nog 'n klomp ander goedjies uitlig, maar kom ons laat dit daar. Jy moet net saam met ons, ook as besoeker, moet jy ervaar, soos daar in jou eie tuisgemeente, dat die Here is met ons op pad. En hy doen wondere. Ek begin met 'n woord uit Amos 4 vers 13. Word net gou met die woord. Die woorde sê, jy moet besef, jy moet
wat sy gedagtes aan die mens bekend maak. Hy wat die dagbreek donker maak. Hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan. Sy naam is Yahweh Elohim Sebaot. Sy naam is die Here, die Almagtige. Of direk uit Hebreëus vertaal, jy moet besef, sy naam is die Here, die God van die leerskare. Verstaan jy watter mag jy is? Verstaan jy onder watter vaandel leef jy? Onder wie se toesig leef jy, sweet jy, worstel jy, lag jy en huil jy? Onder die almagtige God, Yahweh Elohim Sebaot, die God van die leerskare. Ek wil in sy naam seën, en dan gaan ons net so sit en 'n wonderlike aanbiddingslied sit wat sê, kom prys hom alle nasies, kom loof hom alle volke. Net soos wat hy sit, wil ek graag in sy naam vir jou sê, die Here wil jou seën vandag. En elke dag van jou lewe. Die afgelope tyd met die begrafnis het 'n mens besef, en so ook verlede Sondag hier, dat die Here Jesus het gekom ter wille van die mens. Hy's daar vir jou en jy's daar vir hom. Mag jy dan geluk en blydskap en vreugde en troos beleef. May God bless you today with His peace and with His joy. And may you feel part of God's people because you believe in Jesus Christ. Net soos wat jy sit, ons sing hierdie lied. Lekker bidend saam, prys hom alle nasies. Ons sing Afrikaans en Latyn, ook in Afrikaans. Dis pragtig, ons kan hierdie lied.
En ons sing daar die Amazing Grace. Ons het dit verlede Sondag ook gesing, maar nou sing ons dit alleen. Kom ons sing dit op volgens die woord saam. Vers 1, 3 en 5, allemaal in aan die vroue in ons. En daarom weet ons dat dit U is wat gelei het onder Pontius Pilatus. U is die een wat gekruisig is
U is die een wat gesterf het, wat begrawe is, en genadiglik weer opgestaan het uit die dood. U is die lewende Here Jesus, en U sit aan die regterhand van God ons Vader, en U sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Maar U het gekom, Here Jesus, om redding te bring. En daarom is dit ook wonderlik om vanoggend as gemeente te kan sê, ons glo ook in U, die Heilige Gees, die derde persoon van die drie-eenheid. Dit is U wat 'n algemene en 'n heilige kerk hier op aarde kom vestig het, waarvan ons deel is en massas mense dwars oor die wêreld deel van is. Daarom, Heilige Gees, is dit U wat ons kom oortuig het, ook van die ewige lewe, van die opstanding uit die dood en van die vergifnis van sonde. So dear God, the only thing we can do is not to ask for a lot of blessings, but to thank You for all the blessings. Here, ons kan net vanoggend vir U loof en prys, want U, Here, U is hier, U het in ons harte kom woon. En as daar iemand is wie se hart nog toe is, dan weet ons, Here, U klop saggies, U klop gentle, U forceer Uself nie op iemand af nie, maar U, Here, met U liefde en U liefdevolle klop, oorrompel harte. En daarom bid ons, Here, dat wie ook al vandag hier sit, dat U op daardie hart sal surrender, op daardie hart sal verrompel, en dat ons, Here, ook sal besef hoe wonderlik dit is, om in hierdie tye wat ons leef, en in al die tye wat verby is, 'n lewende Vader, 'n lewende Here Jesus, en 'n kragtige Gees van God te kan aanbid. Seën ons nou, Here, ook as ons nou gaan saam sing, ek weet verseker, Jesus is Heer. Amen. Ons sing dit saam. Net een ding, hoor. En vers 3 is baie maklik, u ken dit baie goed, geseënd
is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, of hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die vers 4 sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal getroos word. En vanoggend se teksvers, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die hele aarde, die nuwe aarde ontvang. Kom en net vir die van iemand dan nog 'n teksvers of 2 wil by hê, wat nie oor die week nog 'n bietjie daaraan gaan lees en daaraan gaan werk. Jy kan sommer daar op die papier vir die skryf. Efesiërs 4 vers 1 en 2. Daar sal jy ook die term sagmoedig kry, eintlik die term vriendelik, maar dit beteken sagmoedig. En ook dan Titus 3 vers 2. Titus 3 vers 2. Kolossense 3:12. Kolossense 3:12 en 2 Korintiërs 10:1. Nou kom ek gaan vir julle 'n bietjie omkant van vandag. Ek gaan nie vir julle sê wat is die antwoord op wat beteken sagmoedig nie. Ek gaan nou sommer, jy hoef nie toets te skryf daaroor nie. So ek gaan vanoggend vir julle op die skerm laat plaas. Kom ons kyk gou vandag. Wat beteken sagmoedig? Want baie dankie. Ek hoop julle kan dit daar lees. As 'n mens praat oor sagmoedigheid, en die Bybel praat oor sagmoedigheid, dan is dit baie maklik om te probeer vasstel wat dit beteken. Dit beteken, en ek gaan so dit vir julle lees, om nie te gou kwaad te word nie. Dit beteken dat ek nie my eie ek so op die voorgrond plaas, dat ek soos 'n landmyn afgaan, as daar die geringste beweging na jou kant toe is. Andere sagmoedigheid het niks te doen met oorsensitiwiteit of met itchigheid, nee. Nog ene wat daar staan, sagmoedigheid beteken om in beheer van jou emosies te wees. Nou kan julle by julleself dink, hoe dat dit maar rondom ons gaan en met onsself in ons gaan. Dit beteken ook om leerbaar te wees. Leerbaar. Dit beteken ook dat ons die woord met ootmoed, met sagmoedigheid moet aanneem. En dan is daar so 2-3 reëls wat dit beter beskryf. Ek lees dit saam met. Dat 'n mens nie hardkoppig weerstand teen die woord moet bied. Hardkoppig. Dat jy ook nie die woord bevraagteken of betwyfel. Maar om sagmoedig te wees beteken ook om redelik te wees. Om redelik te wees. Beteken ook om nie rigied of hardvochtig te wees. Nou wil ek vir julle as taalkundiges vra. Hardvochtig, waar kom dit vandaan? Ek kan die woord hard verstaan. Vochtig het alles te doen met die vochtigheid in die lug en sulke dinge. Die HRT gee nie vir jou daar 'n baie lekker verklaring. Maar ek weet nie wie van julle Nederlands baie goed ken nie. Die Nederlanders het 'n woord wat hulle aan tafel gebruik, maar ek sal dit nooit aan tafel kan gebruik nie. Dit het te doen met volk. Maar dit het iets te doen met 'n harde houding. 'n Houding van onbarmhartigheid, ongenaakbaar, sommer net onsensitief. So sagmoedigheid is nie om rigied te wees of dan nou hardvochtig te wees. As 'n mens kyk dan beteken dit ook is die bereidheid om oortuig te word, is om sag te wees of om selfs swak te wees. Nou geliefdes, ek het hier neergeskryf op my manuskrip. Dis nie 'n gewilde woord. Kom ons sê dit vir mekaar. Ons leer dit nie sommer vir ons kinders nie. Veral nie die verkeerde verstaan van sagmoedigheid. Dit kan ook baie maklik wees dat 'n mens dink, Jesus, Anton moet ek nou my dogtertjie, my seentjie leer om maar net 'n goeie ou sagte handsie te wees, wat deur 'n man kan staan nie en so meer en so meer. Moet ek maar beteken dat hy 'n papperts moet wees, ruggraatloos, sag, meek, mild, wat ook al, nee. Dis nie wat dit beteken nie. Ek sal dit nou vir u baie mooi verduidelik. As ek vir jou hierdie woorde op die skerm sit, dan wonder ek, hoe voel jy? As ek dit lees, dan wil ek vir jou eerlikwaar sê, is my eerste reaksie om te sê, ag nee man, dit maak my moedeloos. Ek sukkel al jare om dit te word, maar ek kan. Ek is dalk 'n bietjie te hardvochtig, miskien te sterk, miskien te oortuigbaar, maar hierdie goed is, ek is nie lus om hierna te luister nie. Dis heeltemal reg. Dit maak my swaar moedeloos. En dis nie die bedoeling van die Here vandag met u nie. En daarom glo ek dat die Here vir ons 'n bietjie wil help. Kom ons kyk 'n bietjie na die volgende foto's. As die Here Jesus, onthou ons het dit verlede week baie prakties beleef.
toe ons almal saam met die Here Jesus op die berg gesit, met die bergpredikasie. Elke op sy eie rots, elke met sy of haar eie vraagstuk. Die Here Jesus het vir ons 'n bietjie laat ervaar hoe dit moes wees daar op die berg. Ons het ook vir mekaar gesê, want dis ons berg. Dis hier waar ons met die Here Jesus te doen het. Dis hier waar hy met ons werk en ons met hom werk. So hy stap weer deur ons vanoggend. En hy maak hierdie uitspraak wat hy sê, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle is van my. Geseënd is hulle wat treur, want ek sal hulle vertroos. Geseënd is hulle wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde bewoon. Kyk 'n bietjie daar. Daaronder aan die regterkant, as 'n mens by Kapernaum instap, dan is daar hierdie bord. Kapernaum, the town of Jesus. Want volgens die tradisie het die Here Jesus ten minste 3 jaar in daai dorpie gebly. En as jy net 'n bietjie regs kyk onder aan die regterkantste hoek, dan sien jy die ruïnes wat daar nog vandag oor is van die dorp Kapernaum. Ek het daar vir een van julle so 5 klippies opgetel. En toe by die lughawe van my vra, anything to declare? Ek sê, like what? Sy sê, anything sharp? Ek sê, no, nothing. Oh, sorry, actually I got some stones in my pocket. En hierdie klein Joodse mooi vroukie, maar ernstig ferm. Oh, you are stealing from my country. Sê ek, nee, it's only for a friend. Sê, don't worry, take it with you. Kapernaum, hoekom knoop ons hierby aan? Omdat die Here Jesus het die vermoë gehad om by die mense van sy tyd, by sy konteks, waar hy geleef het, waar hy 'n mens was, hy het aangesluit, en ek het dit verlede week gesê, maar ek wil dit weer sê, hy het aangesluit by die konteks van die mense wat hy bedien het. En as die Here Jesus vandag hier in jou en moederdeels moes bestaan het, en ons wil ons eie met die wees, dan sluit hy ook by jou en my konteks aan. Dan verstaan hy jou presies wat in jou kop aangaan, hy weet presies wat in julle gedagtes leef, hy weet waarmee ons worstel, en dan kom hy hier in en hy gee vir jou dit wat jy nodig het, want hy ken sy konteks, en as jy kyk na die volgende foto, Johannes daar nog een, ek is nie seker nou nie of jy al drie by mekaar, maar die punt is wat ek wil maak, is die Jesus is nie vreemd van sy konteks nie, daarom hoef ons nooit te vra, maar is die Bybel aktueel nie, God gebruik sy woord elke keer om dan inderdaad presies by ons aan te sluit. En nou wil ek jou vat na Griekse woord. Kyk 'n bietjie na die Griekse woord. Gaan vir julle 2 vanoggend gee, so moenie stuk nie. Vat dit saam. Die woord wat hier gebruik word vir sagmoedigheid is die woord kraïs, of jy kan dit ook vertaal met kraus. Kyk 'n bietjie daar. Dit beteken meek, gentle, en die mooiste vertaling dalk, simply humble. Kan ook beteken poor. As jy sou sê dat 'n perd of 'n dier kraus is, dan sou jy sê dat perd is mak. Hierdie Griekse term wil ek met jou deel vandag, want hier is 'n geheim hierin. En voor ek die geheim verklap, wil ek eers vir jou neem na die volgende Griekse term, wat 'n mens se asem eintlik wegslaan. En dit is die term kenosis, of die werkwoord kenopo. En die woord kenopo kry jy mense in Filippense, jy kry net 4 keer in die Nuwe Testament, maar jy kry by Filippense 2 vers 7, as die Here vir ons leer en sê, dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus was, moet daar ook in julle wees. En dan beteken hierdie term kenosis, of kenopo, beteken to empty yourself from yourself. Ons is nou baie teer, ons is dan ook baie abstrakte. Maar wat jy moet ervaar uit hierdie teks vanoggend, is dat as die Here met sy disippels en met die mense om hom praat oor sagmoedigheid, dan wil hy by julle 'n karaktereienskap skep, wat 'n mens normaalweg nie het nie. En as ek vir jou die term kenosis noem, dan gaan dit hier oor die ethics of sacrifice.
die manier, en luister, julle moet hoor, want ek sit self met die probleem, ek dink baie van julle sit op die probleem. Die hele kwessie van ek is so vol van myself, en ek is so oortuig van myself, niks verkeerd bedoelende daarmee nie, maar tog kry die Here nie die kans om hierdie sagtheid in jou hart in te dra nie. En as ons vir Johannes die doper oorbid, of as Johannes die doper praat, dan sê hy, die Here moet meer word in my lewe en ek moet minder word. Dan is dit hierdie emptying of self-empty, waar 'n mens jou moet leeg maak van jouself. Ek weet is nie kom ons sê dit. Wat ek nou vir jou sê is teen my en jou natuur. Maar as die Here Jesus met ons praat, as hy met sy mense praat rondom die afhanklikheid van God, en hy praat met hulle oor treur en oor troos, dan praat hy met hulle oor selfontlediging. En hy praat met hulle oor hierdie verstommende vermoë om sag te word en om nie meer ongetem te wees nie, maar om deur die Gees van die Here getem te kan word. Ek het net nog vir die ouens in ons storie gesê, die berede soldate op die grens het jou vertel, hoe lyk 'n perd as hy uitword. Hy hardloop bloed weg, en hulle kry vir hom na weke, of hulle kry hom glad. Dis soos 'n wilde perd, wat sy eie ding doen. Daar is sommige mense wat ook so lyk. Sommige kinders in ons huise wat groot word, wat eenvoudig op uitwol gaan, en wat wegbreek en hulle eie ding doen. Nee, nou nie mooi. As die Here Jesus met mense praat en hulle leer hoe geseënd en gelukkige mens is as jy van hom afhanklik is, en hoe geseënde mens is as jy toelaat dat die Here jou troos, dan is dit ook geseënd en gelukkig om by God se plan vir jou lewe in te skakel. Ja, weet jy wat? Dit is net so. Dat baie mense sit vandag ook hier en ervaar nie die volle seën van God nie. Vrydag by daardie begrafnis, en ek wil myself nie die fokus plaas nie, maar Vrydag daar in Middelburg, toe ek in die voorportaal kom, toe keer 'n vrou my voor en sy sê vir my, hoe kan ek dit kry wat jy het? En sy was angstig dan. Toe vra ek vir haar, wat is dit wat jy mis? Toe sê sy, ek het nie die vreugde van die Here nie. Ek het nie die troos van God nie, hoewel ek vir hom lief is. As die Here Jesus op die berg vir jou en vir my leer en vir ons onderrig met die woorde kraïs en kenosis, kan wil die Here vir jou sê, luister, die lewe in 'n robberland, man. Die lewe kan vir jou wyd en syd skommel. Jy en my lewe kan môre totaal anders wees as wat dit vandag is. Maar hy kom met 'n sagtheid en hy sê, die sagmoediges, die sagtes, die wat leeg is van hulle self, hulle sal hulle vreugde in my kom vind. Nou kan ek vir jy sê, dit 'n bietjie terug aan jou kinderdae. Dit 'n bietjie terug aan die seer wat jy gekry het, wat jy daarvan vergeet. Dit 'n bietjie terug aan die verwyt, of iemand wat iets slegs vir jou gesê het, wat jy vandag nog nie lekker verwerk het, wat jou persoonlikheid vandag nog aantas. Gister gesels ons oor iemand wat 'n probleem het, maar hy besef nie waarom hy nie gelukkig is, waarom hy in God nie sy vreugde kan vind nie. En baie keer is dit iets kleins, baie keer is dit iets groots, iets wat jy jouself nie voor kan vergewe nie. En as die Here Jesus vandag hier staan, dan sal hy vir jou sê, volg my voorbeeld. Ken jy hoop? Ken jy hoop? Gee jouself prys. Raak leeg van jouself. Maak plek vir my in jou lewe. Dat ek sag, meek, mild, gentle in jou lewe kan inkom. En ek jou kan genees. Geliefdes, as ek môre moet doodgaan, gaan ek met vrede doodgaan, want ek kom vandag en ek wil die voorreg gehad om vir jou te sê, die Here Jesus het gekom vir jou. Die Here Jesus se bedoeling en sy primêre core business was die mens en die geluk van die mens. Daarom sê hy nog oor. Karis. Ek wil vir beide vra, voel jy dit?
van die Here met jou? Sien jy hoe dat die goed by jou verbyflits, wat nog die seën van God en die geluk en die vreugde in jou lewe wegvat? Daarom sê die Engelse gesegde, die Engelse term wat ek met julle wil lees, Johan, ons sit 'n bietjie daai Engelse paragraaf daar. Kyk net 'n bietjie daai. When we've been there, nee, daai dingetjie van rot, das is, it's not a man's. Luister gou, as ons oor sagmoedigheid praat, dan dink jy primêr aan jou verhouding met iemand anders. Kyk 'n bietjie hier. Dit het primêr te doen, Jakob, met jou verhouding met God. Daar staan, it is not a man's outward behavior only, not yet is his relations to his fellow men as little in his natural disposition. Rather, it is an inward grace of the soul, and the exercises of it are first and chiefly towards God. Verstaan jy hoe dat die tema vandag tot sy reg kom, wat dan sê, sag voor God, sag teenoor mense. Meek before God, gentle towards man. Ek weet dis vir jou opstaan. Maar hierdie is gelees. Dis lewensveranderend, baie diep binne die kern van jou menswees. Omdat die Here Jesus die seer van die mense op daai berg geken het. Omdat hy geweet het dat almal soek na geluk en na seën. Dis hoekom hy 'n handmeter het dit sê. Gratis. Jy sal die ewige lewe, die nuwe hemel, die nuwe aarde beerwe. En as jy vandag dan vra, maar Anton, hoe pas dit by die doop? Hoe pas dit by die kinders? Dan wil ek vir die sê, leer die kinders. Leer vir klein Susan, leer vir klein Ben, leer vir klein Jack, om sag met God om te gaan. Omdat God sag met hulle sal omgaan. Leer hulle om nie altyd te rebelleer nie, om nie net altyd teenoor God half 'n klagstaat te open. En nou wil ek vir jou ook vra, geliefdes, waar jy vandag sit, wat ook al jou toestand is. Ek wil vandag vir in die naam van die Here Jesus Christus vra. Kom tot rustig. Spoel dit wat in jou is. Spoel dit uit. Dit wat jy diep in jou teen God hou. Spoel dit uit. Here, ek is nog steeds kwaad dat ek met 3 keer te gestaan het. Here, ek is nog steeds kwaad omdat hy brood op my gedrop het. Here, ek is nog steeds kwaad dat ek nie die eerste span gehaal het nie, maar die derde span. Here, ek is nog steeds kwaad vir die opmerking wat my ma gemaak het in 6 jaar terug van dood. Here, ek is nog steeds kwaad vir my broer wat my so benadeel het en my pa se testament wat my so seer gemaak het. Kom. Dis die goed. Dis die woord van die Here wat die Here Jesus wil sê, kom raak sag voor my, dat ek jou sag maak. Kom tot vrede, want luister mooi, dan alleen kan jy tot vrede kom met jou medemens. Johan Simpelay, ek skap weer opspreek daar eerstes. Daai eenskap sal jou moedeloos maak as jy nie verstaan het dat jy voor God moet tot rustig kom. As jy met God vandag kan vrede maak, is jy 'n nuwe mens wat die uitstaan. En as jy met hom vrede het, dan kry jy nie aan mekaar swaarde met elke lewende lewe wat verbykom.
maar dat jy hierdie sagtheid wat so baie van ons lidmate, so baie Christene in hulle lewe openbaar, sagtheid wat sê, ek is tevrede. Ek is tevrede met God, hoe hy met my werk, en ek is tevrede om met jou ook so te werk. Kom ons gaan ons by die dood. Ek wil vra dat Jacques en Michelle, dat hulle verbinding bring asseblief. Opa Fanie en opa Chris, as julle hier voor wil kom staan, as julle welkom, maar jy kan staan hoor, as julle gemakkelijk is daar waar julle is. Oma Alma, sy dalk naby, sy knop. Ek wil sommer net die oma's en opa met die verdere doop ook net dooi en sê, Alma, as julle voor het kom, Gemma, Miller, wat vandag vir my persoonlik die intensiteit van vandag leef vir my daar. Dat die Here ook julle twee beleer om Gemma en dan vir William Ben en ook so vir Miller en leer en dan verstaan wat dit is om jouself te ontledig. Om werklik waar toe te laat dat God in wie sy lewe kan vind. Dat hulle ook as klein kindertjies reeds weet wat die Here oor hulle se lewe beplan, waar hy ook al beskik, is goed, is reg. Almal is ons lekker dat jy hier ook is vandag. En so Clem en Diana, kom ek, alles goed. En die Seun en die Heilige Gees. Met saam dierbare Here, ag, dit is so wonderlik om hier saam met hulle as gesin en as familie en ook saam die gemeente voor U te kan kom staan. Ag Here, dit is so wonderlik om te weet dat U met ons sag wil werk. Dat U vir ons wil aanmoedig om met hierdie saintly humbleness voor U te leef. En ek wil ook bid, Here, dat wat ook al daar in die familie is wat verhoed dat 'n mens hierdie volle seën en geluk in God kan beleef. Dat daardie dinge sal voltooi. En dat hulle as gesin en as familie onder die beskikking gelukkig sal leef. Here, seën vir Jacques en vir Michelle, seën ook vir Gemma, seën ook vir Ben, seën ook Here vir Miller, vir oumas, oupas, seën ook in die hele familie. Maak dit sag in hulle, sodat hulle sag kan wees teenoor ander. Amen. Ek wil vra dat Loret, ek sien daai video is nou besig, dat Loret en Jacob voorsit dat julle dan voor het kom, en dan kan julle ook sommer vir klein Jacques inbring, en dan ook vir Jolanda en Chris Eisel, Piet, excuse me Chris, Piet, Chris, julle kan ook maar kom, ja nee,
ek was so net met die deel, dat weet, in Jolanda, dis hulle derde enetjie wat hulle hier doop, dis altyd wonderlik om te weet dat die Here vir julle regtig betekenis het. Julle twee sissies vandag, julle is nog altyd sissies, maar julle deel ook vandag 'n hartseer met mekaar. Lorette, ons weet maar is in die afgelope jaar oorlede, nee, seker reg. So, ouma kan nie vandag hier wees nie, maar ons is baie dankie vir ons Susan, vir Kobus, en dan ook vir Opa Fani, wat vandag hier is. Ons wil vir julle ook die seën van die Here toewens, dat dit wat vandag gebeur, nie net 'n formaliteit is nie. Dis regtig 'n lewende God wat ons sigbaar aan ons wil verbind. Dink 'n bietjie daaraan, as die Here Jesus met jou seun eendag praat, ook oor die werkpredikasie, hy jou ook leer, vir al die mense afhanklikheid teenoor God, jou treur, is dit ook reg met daai konteks te kan sê, wees sag, aanvaar my wil vir jou lewe. Ons weet ook dat julle predikante met julle gesels het, ons ken vir julle as kinders van die Here, mense wat die woord van die Here nog aanvaar in julle lewe, nee. En ook mense wat graag om vir die Here wil gee, en ook sy beskikkingsmag oor hulle lewens aanvaar. Mag Here ook met 'n sagtheid dit beleef, oor mense is nie altyd lekker, vir alle ma, nee, pa ook, maar mense is nie altyd gemaklik met wat die Here met jou kinders doen. Is dit so? Mense is so bang, nee, maar kom ons sê vir mekaar, God het julle kinders altyd liewer as wat julle hulle self. Hierdie kind is nader aan God se hart as in joune. En daarom sal hy sy goddelike mag oor hom en oor Susan laat sien. En eintlik as ons die Job bedien, dan herken ons God se eienaarskap. Susan, John, Mialei, Chris, behoort aan God. Daarom geliefdes, is dit 'n uitdaging ook vir ons as ouers, dat ons kinders moet weet, hulle eintlike pa is in die hemel. Maar ek en jy moet vir hulle dit wys. Ek gaan hulle name met God se naam met 'n sigbare teken ophou. John Louis Goosen, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. O Here, so seker as wat Jan en Doreen hierdie teken vandag sien, so seker staan hy reeds in 'n verhouding met John. John Louis Goosen se naam is in die palms van die hand gegraveer. Ons bid Here, leer hom en lei hom op sy lewenspad. Mag Jaco en Lorette daardie vrede altyd behou. Susan Eisel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, wat se God is U? By U bestaan geslagte nie. By U bestaan gender nie. By U bestaan ouderdom nie. Wat se God is U dat U Uself as heilige almagtige aan ons en ons kinders verbind. Nog voor ons kinders sogenaamd nie eens kan praat nie.
In die Gees praat U met Jacques. In die Gees praat U met Ben. En dan gebruik U vir ons om ons kinders te vertel van U as die Here Jesus en U as die Verlosser. Ons wil as gemeente vir U sê, dankie Here, dat U vir ons wat al oud en groot geword het, dankie Here dat U aan ons kinders getrou gebly het. Dankie dat U vandag ook in my seun se huis is, wat miskien vandag werkloos is, of aan my dogter wat besig is om te skei. Dankie Here dat U steeds by U belofte aan haar getrou bly. Dankie Here dat U getrou bly aan my klein kinders. Maar dankie ook Here dat ons as gemeente vandag kan weet, U sal hierdie pare wat vandag hulle kindertjies ten doop gebring het, nooit in die steek laat nie. Ons gebed is, maak die verhouding tussen U en hulle sag. Maar Here, maak hulle ook sag met hulle verhouding met ander. Dear God, we pray that You will help us to be content. Dat ons vergenoegd en tevrede en vervuld sal wees. En soos wat hierdie water vir ons vertel van 'n verlosser en van 'n verlossing en van vergifnis, bid ons Here dat selfs tot die oudste persoon vandag hierdie bevryding en vergifnis sal beleef vir wat ook al hulle teruggekom het. Aan U Here al die eer, seën in Jesus naam. Amen. Christus op sy sissie sit en skink vat. Daar sy. En Jaco daar, hy die hele gedagte van die Kersfees, dat jy dit in aansteek op hierdie dag, 14 Februarie elke jaar, en dat jy met hulle daar. Baie dankie. Baie dankie. Kom ons eer die Here met ons offergawes, en ek dink ons kan miskien nie die dag begin sing, terwyl ons besig is van 'n so treffende lied, hy het my vrygemaak, maar ons luister so na die melodie, en dan kan ons eerlik saam sing.
is daar soveel goed in julle lewe, in ons lewe, wat 'n blokkade vorm. 'n blokkade. Ons is soos 'n verstopte drempel. Dit loop nog, maar wil nie. Ons is allemaal so op soek na geluk, en ons soek het baie keer buiten onsself. En min weet ons, dis ergens 'n blokkade binne in my. Toe ek gestaan het en ek kyk na julle en gesê, Here, help ons op die vraag. Here, sien ons op die vorm. Sodat ons hierdie volheid in Christus reg kan beleef. Daarom hierdie woorde van U het my vrygemaak is so beskrywend. En ek wil byna sê, ons gaan hom weer sing. Ek wil byna sê, dat, weet julle hoe dit lyk as jy dan nou opstaan? Daar met 'n klomp ou vuil was moet lê, daar waar jy gesit het. Omdat die Here jou vry gemaak het. Van jou seer, jou opstaan, omdat jou vrou dood is, man dood is. Miskien vrymaak van 'n kind wat vir jou net moeilikheid gee, of 'n kind se laste aan wie jy nie eintlik veel kan doen nie. So denkbeeldig wil ek sê, trek dit uit, gooi dit neer, ons sal dit opbring. Maar kom vry. Maak toe jou oor, dan sing ons hierdie lied weer saam. As 'n gebed. Gee nou jou lewe vir die Here oor. Seën ook vir Susan en seën ook